Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Gert van die Westhuizen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre Peer. Meneer Van, Ek is baie teleurgesteld in julle twee. hoekom nou? Wat het nou gebeur? Mense is net 'n week weg en julle kan nie die regering van nasionale eenheid aan mekaar hou nie. Jammer Gert, Ja, Humpty en daai ding, nee. Ag man, Gert, dankie hoor. dink julle ons gaan hom ooit weer aan mekaar geplak kry soos Humpty Dumpty? Wel, solank ons mekaar net kan verdra, dink ek. Terwille van die land verdra die partye mekaar, maar dis Ja, wat ons hoor. hoop maar dit kan gebeur, ja. Ja, Gert, ek het so baie wat ek nou daaroor wil sê. Maar ek wil eers by jou hoor, jy's terug van Israel af. Vertel ons bietjie van Israel. Ja, dit was nou 'n intense week geweest, Jennifer. Baie intens. Ek wil eintlik nog vir 'n week slaap. So dit voel vir my of ek nog nie heeltemal wakker is nie, want soos ek 'n 13-14 uur dae gehad, Sure. afhangende van of jy nou wil gaan bier drink na die tyd en so aan, want daai mense kan nog 'n lekker partytjie hou. Dis seker omdat hulle so baie groente vir ontbyt eet. Peer, daar kan jy komkommer vir ontbyt eet. Daar's nie 'n kans nie. Hoor jy, Gert, maar hoekom was jy Israel toe? Wat het hoe kom jy daar? Die Joodse Raad van Afgevaardigdes het 'n groep joernaliste Israel toe gevat om vir ons net 'n bietjie te wys wat daar aangaan. Uiteraard nou van hulle kant van die saak, jy weet, so jy kan nou nie, maar ons was aan die Wesbank, soos jy kan sien, daar staan ek in Oos-Jerusalem by die skeidingsmuur aan die ander kant van die skeidingsmuur met die groot skildery van Yasser Arafat op. Daar's hier skeidingsmuur loop so 800 km deur Israel en verdeel basies Palestina en Israel, en jy weet mense kan nie sommer maklik heen en weer gaan nie. Ons was by een kontrolepunt wat dit ons uur gevat het net om deur te gaan. Jy weet as jy gaan is dit maklik, jy ry net deur, maar die terugkom is baie moeiliker, jy weet. Maar dit was interessant om alles te sien. Dis interessant om te sien die nagevolge van 7 Oktober. Daai 7 Oktober aanval is eintlik verskriklik, nee, en vir vele opsigte. Dis emosioneel baie uitputtend. Dan sien jy die skade wat dit aan toerisme gedoen het, jy weet. Kyk, daar's byvoorbeeld een aanval in 'n kibbutz waar die ou in sy huisie vermoor is, jy weet. Dit is mense wat nou jong mense wat in sulke klein huisies bly. Daar's so 'n hele ry huisies wat aangeval is en wat uitmekaar geskiet is en die mense wat doodgeskiet is. Dit was 'n aanval wat jy weet dis baie, daar's 'n vlugtelingkamp in Oos-Jerusalem vir Palestynë byvoorbeeld wat ook nie baie lekker ek dink is om in te bly nie, maar as jy nou na alles kyk, die toerisme in die eerste plek, weet die aantreklikhede, toeriste aantreklikhede soos die kerk waar Christus gebore is en waar hy dood is en alles. Dis by die musiekfees waar meer as 364 mense doodgeskiet is. Jy weet, as jy daar nie 'n gevoel kry van goeie aard nie, dan moet jou hart nogal van ys gemaak wees. Ja. Maar om terug te keer na die toerisme, hulle sê daar's gewoonlik rye van wat jy 4 ure lank in 'n ry moet staan as toerisme op sy toppunt. Ons het net ingestap, jy weet, daar is niemand baas. So die toerisme is basies Die daarmee. toerisme is dood. Jy weet, ek kry die Palestynse mense ly daaronder, jy weet, aan die ander kant van die muur. Jy weet wat hierdie snuisterye en toeriste souvenirs en goed verkoop. Jy weet, hulle selfs bereid om Suid-Afrikaanse geld te aanvaar. Nou moet jy weet, as jy selfs bereid is om Suid-Afrikaanse geld te aanvaar, dan is dinge desperaat, jy weet. Maar dit gee vir mense baie goeie idee van wat afgaan. Dit gee vir jou baie goeie idee van die trauma wat in Israel veroorsaak is deur die 7 Oktober aanvalle. Steeds gee dit vir jou, jy kry nog steeds die Palestynë baie jammer met wat hulle moet deurmaak, en ek voel nog steeds baie keer word daar te erg teen hulle opgetree. Jy weet, ons is naby die grens met Gaza, dan hoor jy die ontploffings daar in Gaza. Nou nog, jy kan nie daar ingaan nie, want hulle sal jou nie daar toelaat nie. Ons was aan die grens met Sirië, ons was aan die grens met Libanon. Maar ja, die Gaza situasie, dit gaan lank vat om op te los, indien ooit, jy weet. Ek dink die 2-staat oplossing is in die stadium van die tafel af. Jy weet, ons het gepraat met van die politieke kommentators daar en so, hulle sê hierdie 7 Oktober aanval kill the left in Israel. Die mense wat die 2-staat oplossing voorgestaan het, jy weet, hulle is nou weg, want daar word vir hulle gesê, kyk, julle wou nou hierdie mense akkommodeer en kyk wat het hulle gedoen. Dan praat ons het met 'n lid van Fatah se sentrale komitee gepraat in Ramallah. Hy sê ook weer vir ons, jy weet, vir hulle staan nog steeds die 2-staat oplossing voor. Hy sê maar dit is baie moeilik om met Netanyahu te onderhandel oor jou pizza terwyl hy jou pizza eet. Hy sê die Palestynë voel baie dis soos 'n Switserse kaasoplossing, jy weet. Hulle kry die gate en Israel kry die kaas. So dis baie moeilik en jy weet die oorlog gaan nou nog aan, want die Israelies wil bitter graag daai gijslaers terug hê. Ek dink daar's nog 59 gijslaers wat nog soek is. Steeds. Maar daar is al nog net 21 van hulle leef nie. So
Hamas weet nou hierdie is 'n manier om druk op Israel uit te oefen. So mense wonder wanneer gaan hulle hierdie gijslaers vryraak. En jy weet om die dooie gijslaers ook terug te kry vir Israel baie belangrik met al daai Joodse rituele rondom die dood en hoe jy afskeid neem van mense en so aan. Jy weet so die idee wat 'n mens daar kry, weet jy, kom daar eintlik weg met 'n baie swaar hart nie. Want jy kry almal jammer wat daar sukkel. Ja, die Israel is 'n baie mooi land en dit is 'n moderne land in die eerste wêreldse land tot jy aan die ander kant van die muur gaan kyk, daar is dit heeltemal die teenoorgestelde mense wat so op mekaar bly en die toestande is nie baie goed nie. En die Palestynë sê hulle kry nie genoeg water nie en hulle kry nie munisipale dienste en al sulke tipe van goed nie. Ja, en ek weet net nie hoe lank dit so gaan of dit volhoubaar is dat dit so kan aangaan nie, jy weet. Want daar's die hele tyd hierdie spanning dink ek van wat gaan gebeur, wanneer moet ek nou weer weermag toe gaan, wanneer kom daar nou weer aanval. Jy weet en die mense wil baie graag weet wat presies op 7 Oktober gebeur het. Hoe kon dit gebeur dat oor so wye front soveel Hamas, hulle noem hulle terroriste, kon oorkom en dat die Israeliese inligtingdiens en die Israeliese weermag nie daarvan geweet het nie. Hulle sê iemand moet verantwoordbaar wees daarvoor en hulle voel Netanyahu moet verantwoording doen daarvoor, maar hy wil nie verantwoording nou doen volgens hulle nie en daar moet nou ondersoeke ingestel word. Jy weet, want dit is 'n geweldige ding wat gebeur het. Jy weet, daar by die musiekfees, Hamas het blykbaar nie eens geweet van die musiekfees nie, hulle het per ongeluk daarop afgekom. En dis nadat die mense al die hele nag partytjie gehou het en gedans het en alles. Jy weet, so dis maklike teikens. Dis 364 mense wat geskiet is. Jy weet, mense het selfs in die yskaste probeer wegkry weer daai oplig yskaste waar hulle is binne in die yskaste doodgeskiet. Ons het met 'n oorlewende daarvan ook van daai fees ook gepraat. So dit is Dis baie trauma, né? Dis baie trauma. Jy weet, daar's een Libanese Christen wat met ons gepraat het. Hy sê van hy 16 jaar, dis ken hy net oorlog. Sure. Jy weet, ons het gepraat met 'n model en 'n akteur wat in die spesmagte is wat sy arm heeltemal in sy maai geskiet is met 7 Oktober. Jy weet, hy sê byvoorbeeld toe hy in Jerusalem 'n kind was daar selfmoordbomontploffing in 'n gebou reg langs sy huis. Hy het eendag toe hy nog op skool was, toe verpas hy die bus. Hy's net laat vir die bus. Hy sê en hy vloek nog die busbestuurder omdat hy van weg uit daar blaas die hele bus op. Toe daar selfmoordbom val er op die bus. Hy sê en toe kry hy die idee en hy moet nou sy land beskerm, jy weet. En daarom het hy by die weermag aangesluit. Jy weet, so daar's die hele tyd daai trauma en dit wil net nie weggaan nie. Sure. Dit voel vir my ook so 'n bietjie dat mens weer dink, jy weet, dit is maklik om in 'n ander land te sit en 'n sekere land te oordeel of lande te oordeel, maar mens gaan nooit weet tot jy nie in die mense van 'n sekere land se skoene gestap het en ek praat van beide kante, hoe dit werklik voel om daar te wees, waar die mense is, die trauma waar die mense is nie. Ek dink nie 'n mens kan ooit regtig tensy jy weet die boerlinge van daai land verstaan wat daarmee gepaard gaan nie en weer eens beide kante van dit van die Palestynë waar hulle is, die mense van Israel, die burgers van Israel, hierdie stories, want ons leef nie noodwendig daarmee nie. Nee. Ons leef nie met die feit dat daar 'n bom langs my huis afgaan het en die bus word opgeblaas en nou is my arm afgeskiet nie. Dis nie ons werklikheid nie. So dis maklik om hier te sit en te oordeel gewoonlik hierdie lande. Maar hart gaan wel uit aan mense wat nie daai besluitnemers is nie, want die besluitnemers neem ook baie keer daai besluite namens almal anders en dit raak almal anders. 'n baie belangrike punt wat jy daar maak, Jennifer, want ek weet nie altyd of politici aan die mense dink nie. Hulle dink baie keer aan hulle self. Kom ons kyk nou. Dink almal regtig aan die mense van Palestina. Dink Iran regtig aan die mense van Palestina. Jy weet, dink Turkye wat nou die nuutste probleme veroorsaak. Daar dink hulle regtig aan die mense van Palestina. As iemand regtig aan die mense van Palestina gedink het in die Arabiese wêreld, dan sou hulle al iets aan die lot van die Palestynë gedoen het. Nou sê die man van Fatah vir ons die Arabiese wêreld is stikkend, hy's gebreek. Dis hoekom niemand aan die Palestynë dink nie. Dan kan jy dieselfde vraag vra vir daai regse Israeliese politici wat woesregs is, jy weet, wat in koalisie is met Netanyahu, wat net alles wil platvee en platskiet. Dink hulle aan die mense, dink hulle aan die gevolge van wat hulle wil doen. Jy weet. Maar dan kyk jy nou na gewone mense, soos mense wat nou van die aanvalle oorleef het. Jy kyk na die skade wat aangerig is, jy praat met die ma van 'n gijslaer, dan kry jy ook 'n idee van daai mense se hartseer. Ja. Kyk, en natuurlik het hierdie hele Oktober 7 aanvalle en goed het hulle harte ook verhard natuurlik. Ja. Jy weet, en dis altyd, dis maar altyd beter om te gaan, jy sal in 6 dae ek weet, hulle probeer al vir eeue om die dispuut op te los. Jy kan nie 6 dae daar besoek af lê en dink jy het nou al die oplossings nie. Jy kan maar net kyk en skryf en praat oor wat jy gesien het en so aan, maar dit laat 'n mens regtig, dit laat 'n mens 'n bietjie hartseer nie. Regtig, jy kan nie anders as om regtig hartseer te wees vir die mense aan beide kante nie. Gert, nou bly ons so 'n bietjie in die buiteland, oor na meneer Trump wat nou weer
van besluit verander het? Hey, tog Jennifer, ek weet nie waar gaan dit eindig nie. Jy weet, ons kan praat en net as ons die uitstap, dan kan hy dalk alweer van besluit verander het. Maar hy het nou eers bietjie daai tariewe op sy bietjie op on hold gesit, soos jy in Engels sal sê, dis nou 90 dae. Dit gaan nou net 10% wees vir alle lande behalwe China, wat 125% gaan wees. So daai handelsoorlog hier wag ook nog daar ergens, maar dit hy het dit nou glo gedoen omdat hy sê 60 lande of 70 lande hom genader het en gesê het hulle wil onderhandel. Mens weet nou nie hoe ver dit waar is nie. Die punt is net dat hierdie tariewe van hom met groot onsekerheid op die wêreldmarkte veroorsaak. Daar's miljarde dollars verloor. In Amerika is daar baie geld verloor. Oor die res van die wêreld is daar baie geld verloor. Ons kyk hoe die rand agteruit gegaan het. En ek dink daarom het dalk iemand in sy oor gefluister, jy gaan nou 'n bietjie te ver, stop 'n bietjie. En nou het ons weer hierdie situasie. Nou wag ons maar om te kyk wat volgende gaan gebeur. Jy weet, maar ek dink 'n resessie is dalk onvermydelik. Ek dink ook nie 'n handelsoorlog met China is eintlik wat die wêreld wil hê nie. Ja. Jy weet, want dit kan net ons almal seermaak. Soos hierdie ding nou al gewys het, dit maak almal seer, dit het ons markte beïnvloed, dit het die Amerikaanse markte beïnvloed, die rand is nou ek dink al 20 teen die dollar, wat die ergste nog is. Ek dink ons is op ons swakste vlak ooit teen die pond ook. Ja, gister was dus 25,84 of iets op 'n stadium. Ek Teen die pond. Teen die pond. Ja, dit is moontlik om nou enigstens Brittanje toe te gaan byvoorbeeld, jy weet. Ja, dit is verstommend. Almal weet altyd as Amerika nuus kry die res van die wêreld verkoue, jy weet, maar so Trump nou aangaan, gaan hy almal kwaad maak. Regtig waar in die wêreld. Want hy sal lankal besig met Europa en sekere ander lande. En iemand het nou die dag 'n ontstellende artikel geskryf. Ek kan nou nie onthou waar ek dit gelees het nie. Sê as daar nou weer 'n 9/11 is, gaan die res van die wêreld nie saam met ons staan nie. So. Nou ja, dit is nou seker, dis nou maar een mens se mening, so mense sal nou maar kyk hoe dit word, maar Amerika sal ook moet besef hy kan nie op sy eie staan nie. Hy kan nie alleen staan nie. Van die ekonome wat by onder andere Goldman Sachs sê daar's 'n 45% kans dat daar 'n resessie sal wees, 'n wêreldwye resessie. Wêreldwyd. Daar's baie mense wat vir jou sê hulle voel dit al reeds in hulle sakke. Daar's baie mense selfs veral in die Suid-Afrikaanse finansiële industrie wat vir jou sê ons is klaar daar. Dit is nie 'n 45% kans nie, dit gaan gebeur. 'n Wêreldresessie as gevolg van kan 'n mens net maar sê 'n oorhaastige besluite en ondeurdagte sê goed. Dit laat mense ook so 'n bietjie koud om te dink die wêreldekonomie kan so maklik beïnvloed word deur een leier se sê goed. Ja, ek dink nog steeds hy's besig met 'n TV-program van The Apprentice. Jy kan doen net wat jy wil. You are fired, you do this, you do that. Jy weet, en dis verstommend dat die wêreld daardeur beïnvloed kan word. Ek en jy het nou voor die tyd bietjie gepraat, jy weet, praat ons oor die tyd hier tussen 1994 en 2008. Wat eintlik 'n baie goeie tyd was. As mens nou terugkyk, was dit 'n wonderlike tyd. Ja, as mens nou terugkyk, jy weet, toe kom die groot crash in Zuma. En sedertdien is dit vir ons nie 'n baie goeie prentjie nie. Sedertdien moet ons net eintjies uittrek oor. Ja, dit is maar wat ons moet doen en nou sit ons hier met die regering van nasionale eenheid. Dis maar eintlik interessant, dis nou ons volgende storie, gaan seker wel aardig gaan daar weet jy vir die EFF wil nou deel wees van die DA se hofaansoek. Wat goed is, hulle wil nou daai besluit van verlede week in hersiening neem, want hulle is ook teen die hoër BTW gekant. Dit is nog altyd hulle standpunt gewees, so hulle dis goed dat hulle dit sal doen. Dis net so interessant hoe Herman Mashaba van die ANC nou vir mense wil probeer verduidelik, daar gaan nie eintlik 'n BTW verhoging wees nie. Ek verstaan dit glad nie wat daar aangaan nie. Maar dis dan goedgekeur. Ja, dis nou goedgekeur, Peer, maar hulle gaan nou iewers daar ergens iets wat geld uit die lug uitval. Ja, ek weet nie. Jy weet, soos die Israelies water uit die lug uitmaak, gaan hulle dalk die proses verander en dalk bietjie geld uit die lug uitmaak, want dis al wat ons gaan red. Nee, ek weet nie, dis net verstommend, jy weet, en ek dink ook die DA moet 'n mens na kyk in hierdie opsig. Jy weet, hulle was teen die begroting wat hulle gooi reg en alles is. Daar die BTW verhoging van 2% afgekom na 0,5% of 1% oor 2 jaar. Moes hulle nie toegesê, hulle het toegegee aan ons het 'n oorwinning hier behaal nie. Ons kan vir ons kiesers sê, kyk maar ons het 'n oorwinning behaal. Maar toe gaan hulle nou aan en nou sit ons in hierdie situasie. Jy weet, ek sien daar's 'n advertensie van die DA op daai storie wat sê word 'n raadslid kan jy dalk steek jou hand op om jou dorp of stad te red. Maar dalk moet ons maar eers die land probeer red. Ja, ek het nie gedink ek gaan ooit die dag sien dat die EFF sê hy wil iets saam met die DA doen nie. So dis nogals interessant, maar terselfdertyd sê die EFF ook hulle is gereed om in die regering van nasionale eenheid te wees as die DA nie daar is nie. Ja, nee, kyk, iemand het nou die dag vir my gesê toe vra ek vir my as 'n kommentator te vra, maar die EFF is nog altyd teen die regering van nasionale eenheid kan toe sê man, as die EFF soek net mag, as hulle hoor hulle kan mag kry, dan vergeet hulle van al daai sosialistiese idees van hulle. Dan gaan hulle soontoe.
MK wil ook nou, ja, dis nogal interessant dat die DA, MK en EFF het saam met mekaar gestem. MK wil nou nog betoog en allerhande goed hou, so hier kom 'n moeilike tydjie vir ons. Gert, ek verstaan ook nie hoe Urban Mashaba nou steeds volhou ons gaan nie die BTW verhoging of hy het nie gedink daar gaan regtig BTW. Ek is soos wat gaan nou met ons leiers? Nee, soos ek jou sê Jennifer, hulle dink aan hulle self. Mashaba het baie min steun gekry in die verkiesing. Wat 'n groot teleurstelling vir ons. Een ding wat 'n mens hom moet toegee, hy gebruik daai klein bietjie steun baie oordeelkundig om sy party 'n rolspeler te maak, nie soos ons nou gesien het met hierdie soos ons gesien het met die Pretoria Tshwane Metro Raad. Ten goeie of nie, dit sal ons nog moet sien. Maar wat die kiesers gaan sê, dit sal ons ook nog moet sien want dit is alweer volgende jaar verkiesing nie. Ons moet dit nooit vergeet nie. Ek verskil met jou, oordeelkundig. Daar's 'n verskil tussen stemme oordeelkundig gebruik en opportunisties gebruik. Ja, opportunisties dan ook weer. Opportunisties is ook 'n goeie woord daarvoor. Ja. Hy is 'n opportunist. Dis wat hy is, ja. Dis 'n baie goeie punt. Jy weet, want hy het eintlik niks steun nie, maar nou speel hy so 'n groot rol. En dis waar die probleem inkom met ons koalisieregerings nie. Ons moet wetgewing begin kry wat sê as jy mag net 'n lid van 'n koalisie wees as jy soveel persent steun het. Ja. Want nou kry jy hierdie partytjies wat so min steun het en nou sit dit soos die stert wat die hond swaai. En dis nie altyd 'n goeie ding nie. En ons sal ook moet probeer om die aantal partye in 'n koalisie so min moontlik te maak. Dat jy nie kan kry soos die ANC nou sluit hy 'n ooreenkoms met die DA om 'n koalisieregering te vorm nie. Nou gaan hy agter die DA se rug en hy kry ander partytjies om ook daarbey aan te sluit. Soos Helen Zille sê hy het gou vir 'n paar pryssangers gekry uit ander klein partytjies uit sonder dat die DA daarvan in kennis gestel het. Jy weet want ons het twee weke om 'n koalisieregering te vorm. In Israel is die tydperk 2 maande dink ek. Jy weet 2 weke is te kort vir so. Ja. Gert, dan sonder dies dit verval Afrikaans. Ja, hierdie is nou iets wat my nogal naby in die hart lê. Jy weet Afrikaners is nou deesdae het baie te sê en mense spandeer geld aan sekere veldtogte. Besoeke en veldtogte aan die buiteland waar jy nou niks mag sê nie want dit mag jy nie kritiseer nie. Jy mag ook nie Israel toe gaan nie. So joernaliste het 'n baie moeilike taak nie. Jy mag een groepie dis mag jy nie kritiseer nie en jy mag ook nie Israel toe gaan nie want dan sê jy ook nou een of ander verraaier, maar nou ja. Dis die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Navorsingsmuseum in Bloemfontein wat besig is om ten gronde te gaan, want die staat kan nie daarvoor sorg nie. Daar is nie personeel nie, die takke lek, die mure skil veraf. Dis 'n baie goeie rubriek van Gert Coetzee wat ek dink elkeen wat Afrikaans praat behoort te lees. Daar's 3 miljoen rand vir instandhouding begroot, maar dis 'n tender. Dit gebeur net nog nie. Jy weet dat my dink blykbaar die kerk waar Jesus is nou gekruisig is, ja. Daar's 6 Christelike denominasies daar, so elkeen het 'n deel van die kerk en almal hulle stem nooit saam nie. En hulle moes herstelwerk doen want die kerk gaan verval, hy's baie oud. Toe besluit die stadsraad van Jerusalem maar hy sal ingryp. Nou betaal Joodse belastingbetalers met hulle geld vir die restaurasie van die kerk. Jy weet ja. Ek weet nie maar hier by ons gaan dit nou nie werk nie want maar dis skrikwekkend al daai versamelings wat by Nallen gehou word, al daai boeke wat daar gehou word, al daai manuskripte wat daar gehou word. Jy weet dis Afrikaans se geheue soos iemand sê. Kan mense nie geld daarin belê nie. Jy weet as jy kyk hoe goed Afrikaans. Ek kyk nou na daai TV-program Niggies nie. Daai reeks. Dit is seker een van die beste TV-reekse wat ek in my hele lewe gesien het. Never mind nou Afrikaans of Engels of wat ook al nie, maar as jy kyk waartoe Afrikaans in staat is, as jy die regte dinge doen. Dis seker belangrik om ook politiek op te tree. Jy moet politieke goed ook doen, maar jy moet jou kultuur bewaar. Bewaar jou letterkunde. Ons het 'n ongelooflike letterkunde vir so 'n klein groepie mense. En hier gaan alles ten gronde en ons sal maar self daarvoor moet begin sorg. Ons moet dit besef. Ons sal self daarvoor moet begin sorg want die regering gee nie daarvoor om nie. Ja. Mense kan hulle seker ook nie blameer nie. Hulle gee nie eens om vir hulle eie goed nie. Want wat is die Rivonia waar die Lilies Lee Farm ten gronde gegaan? Die apartheidsmuseum is in private besit. Jy weet die regering kan eintlik vir niks sorg nie. Besit vir die erfenis, toesien dat die erfenis gehuldig word en voortbestaan nie. So ja, ek wens net Afrikaners wil begin besef, minder praat, meer doen vir hulle taal. Koop 'n bietjie Afrikaanse boek en luister Afrikaanse musiek en kyk Afrikaanse TV en so aan en dra by tot goed laat Nallen kan bly voortbestaan. Sjoe, dis mooi gesê. Gert, op daai noot oor Afrikaans, dankie vir die saamgesels en ook jou stories wat jy kom deel het vanoggend. Dis 'n groot plesier, Jennifer. Dit is Gert van die Westhuizen, bly gerus ingeskakel net, nog gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.